Goeiemôre broers en susters. Groet in die wonderlike naam van Jesus en ek het amper pastoor Lionel se notas hier gevat en dan het ek 'n ander preek gepreek. Baie dankie Pastor Lionel, Suster Louisa, kerkraad, ouderlinge, musiekspan, leierskap, gemeentelede vir die voorreg dat ek vanmôre die woord van die Here vir ons kan breek. En ek wil u bemoedig vanoggend. Dat vanoggend u moet hier uitstap. Want baie keer kyk ons na mense en ons wil graag soos ander wees. As ek net soos daardie koorsanger kan wees, as ek net soos daardie saksofoonspeler kan wees, man, maar ek is hier vanmôre om vir jou te sê, jy is wie jy is en jy is kosbaar vir God en hy het 'n doel vir jou in sy lewe vanoggend. Ek maak nie afbreek aan die mense wat ek nou net na verwys het nie, want God het hulle nodig, God het hulle daar gestel. Maar ek wil vanmôre vir u wys dat almal belangrik is. Ek wil vanmôre die woord bedien en hom die titel gee, behou die tou. Dis nou nie heeltemal Afrikaans, maar dis Afrikaanse Afrikaans. Dis baie eenvoudige Afrikaans. Behou die tou. 'n man met die naam van William Carey, 'n groot sendeling uit die verlede en die geskiedenis, het die volgende stelling gemaak. Hy het gesê, daar is 'n goudmyn, ek sal afdaal en grawe, maar julle by die huis moet die toue vashou. Ek wil vanmôre 'n skrif lees en wanneer ons praat van 'n mandjie, dan dink ons aan Moses. Ek dink nou nie aan daardie Moses in 'n mandjie wat party mense al te doen mee gehad het in 'n ou lewe. Jy onthou Pastor Lionel, daar was so alkohol jare terug wat so in 'n bottel was met, hy was so toegedraai, lyk soos 'n mandjie en hulle het almal gesê, dis Moses in die mandjie, dis eintlik afbreke. Maar ek praat nie vanmôre daarvan nie, maar wanneer ons praat van iemand in 'n mandjie, dan dink ons aan Moses. Maar die konteks voordat ek die skrif lees vanoggend, wat ek aanhaal uit Handelinge hoofstuk 9, vanaf vers 22 tot 25, die konteks van hierdie skrif, is Saulus. Julle weet almal, Paulus was eers Saulus, 'n tentmaker. Maar daar was 'n dag wat hierdie Saulus op pad was om die kerk te vervolg. Daar was 'n dag in die lewe van die geskiedenis waar hierdie man Saulus net 'n opdrag gegaan het van die kerkleiers om die Christene te vervolg, om hulle dood te maak. En Saulus was ywerig. Saulus was passievol. Inteendeel, Saulus het gedink, hy doen die werk van die Here. Maar daar kom daardie dag en daar skyn 'n lig uit die hemel uit wat Saulus nie kon ignoreer nie. En hy val van sy perd af en hy lê op die grond. En toe die stem met hom praat, toe herken hy die stem en hy sê, Here, praat met my. Hy sê, Here, wie is U? En die Here keer sy hart wonderbaarlik om. Hy's daar in Damaskus en God stuur 'n man met die naam van Ananias. Hy sê vir hom, gaan na daardie plek, by daardie straatjie, gaan lê hande op Saulus. Arme Ananias skrik om boeglam. Sê, Here, ek weet nie of jy dalk weet nie, maar weet jy wat se man daai is? Asof die Here nie geweet het nie.
Maar wanneer die Here jou na iemand se huis toe stuur, if God sends you to the greatest gang leader, you better obey and know that God has a purpose. God will protect you. God will carry you. En die Here se wil sal seëvier. Hy lê hande op hom. Die Bybel sê sy blindheid het so skille van sy oë afgeval. En skielik is hy nie meer Paulus die vervolger nie, maar hy is nog Saulus. Die Here verander sy naam 'n bietjie later, maar hy is nou Saulus wat die wil en weë van die Here volg. En hy begin 'n preek. Hy begin 'n verkondig aan die mense, en dis waar ek begin met vers 22 van Handelinge 9, want in die Afrikaans klink hy effe verwarrend, so ek gaan direk daarna uit die Amplified vir u net om lees dat u verstaan. Die Bybel sê in Handelinge 9:22, maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat hy Jesus die Christus is. Nou die verwarring kom dat dit klink asof Saulus vir die mense sê hy is Jesus. Dis nie wat dit was nie. The Amplified says, but Saul increased all the more in strength and continued to confound and put to confusion the Jews who lived in Damascus by comparing and examining evidence and proving that Jesus is the Christ, the Messiah. En hy is besig om die mense aan Jesus voor te stel. Hy is besig om van hulle sê wie hy is. Laat my wonder vanmôre, hoe gretig is ons om mense van Jesus te vertel. Die leierskap van die streek wat hierdie 2 dae daar in Pastor Cyril Kruil se kerk bymekaar gekom het ons hoofsaaklik oor evangelisasie bedien. En evangelisasie, so belangrik soos wat dit is, dat 'n kerk van tyd tot tyd of in hulle program die evangelie verkondig van die kansel af, maar u en ek kom op plekke waar u pastoor nie kan kom nie. U kom op plekke waar die leierskap van die kerk nie kan kom nie, en daar moet ek en jy die boodskap wees. Daar moet ons die lig wees wat skyn in 'n duister en donker wêreld, dat mense tot inkeer kan kom. En nou vers 23, en na geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring, in ander woorde om hom dood te maak. En hulle plan het aan Saulus bekend geword, en hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kom ombring. Maar, wat vanmôre vir jou sê, oral waar jy in die Bybel die woord maar lees, moet jy weet, something good is about to come. Iets wonders, en wat eintlik gebeur is die Here sê, en selfs in gesprekke wat ons voer. Kom ek toets dit, kom ek wys vir julle, as ek vanmôre sê, man, dit is so lekker vir my vrou, om hier saam met julle te wees, maar, ek was nie so liefdevol ontvang vanoggend nie. Dit wat ek vooraf gesê het, is onmiddellik gekanselleer. Nou fokus jy op dit wat na die maar gekom het, want gewoonlik, wanneer ons praat, sê ons die goeie dinge eerste, en na die maar sê ons die slegte goed. Dankie vir my geskenk, maar dit kon 'n bietjie groter gewees het. Dankie my vrou vir die kos. Dit was lekker, maar dit kon beter gewees het. Of dit kon meer gewees het. Pas op vir die maar. Maar die disippels loof die Here. Ek raak sommer opgewonde, want die mense wil Saulus ombring. Daar is mense wat jou wil doodmaak. Daar is mense wat jou droom wil steel. Daar is mense wat jou toekoms wil verpletter. Maar ek is hier vanmôre om vir jou te sê, as 'n God wat ons dien, wat groter is as die wat jou soek en jou om die lewe wil bring. Maar Saulus, hulle wil jou ombring. Saulus het nou net 'n ervaring met God gehad soos min. Hulle wil hom om die lewe bring. Saulus is in 'n mate angsbevange. Want hulle sê hulle
die poorte bewaak. Hulle het informante gehad wat hulle betaal het seker, om te sê, as jy daai man sien, laat ons weet, ons gaan op hom toesak. Maar, oh, thank God for the but. Maar die disippels het hom geneem, en in die nag deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. Stel jou voor vanmôre, die apostel Paulus, wat nog Saulus is, hang buite die stadsmure in 'n mandjie aan 'n tou. Die man in die mandjie sou binnekort die meeste van die Nuwe Testament skrywe, die gevegsgeneraal van die Nuwe Testamente, die skrywer van die handleiding oor geestelike oorlogvoering. This man called Saul, that would be Paul, he said, and he wrote the words, fight the good fight of faith. He said, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Maar op hierdie oomblik is sy lewe en bediening geheel en al in die hande van die manne wat hom met die muur laat sak. Dit tref my vanmôre. Dit skep vir my 'n beeld van nederigheid. Saulus, wat tot nog onlangs 'n trotse vervolger was, met mag en aansien ontsnap, nou nederig versteek in 'n mandjie. En ek weet, jy sit hier so, en ek weet, en Pastor Lionel, ek weet, hierdie kosbare mense van u bediening, en die vrou, is mense wat die Here glo, en jy sit hier en jy sê, maar hoekom kon die Here nie 'n ander manier gemaak het nie? Hoekom kon hy nie 'n oë blind gemaak het, en hulle stap sommer maar net daar uit deur die hekke? Eerste rede is, ons wie is nie God se wie nie. Ons planne en gedagtes is nie Here sinne nie. En jy sien baie keer, as dinge op 'n manier gebeur soos ons dink dit moet, dan kry ons die eer in plaas van die Here. Hy gebruik partykeer die eenvoudige oplossings om die slimste te verwar. Die man wat eens dreigemente uitgeblaas het, word nou verneder, letterlik en figuurlik. En ek het gewonder hieroor, gesê, Here, maar Paulus, moet jy nie dalk op 'n ander manier vir hom inleiding tot die bediening gegee het nie? Ons kyk vinnig na 3 verse, Jakobus 4 vers 6, James 4 verse 6 says, but he gives us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Therefore, it says God is opposed to the proud and haughty, but continually gives the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. Wat God hier gedoen het met hierdie gebeur in Saulus, wat Paulus sou geword het, sy lewe is, God wys vir hom die pad van bediening, nie met status begin nie, maar met nederigheid en afhanklikheid. Vanmôre vir u sê, as jy lank genoeg, ek weet van jy is al 18 jaar saam hier so met Pastor Lionel en Sister Louisa, hulle familie. Wees versigtig wanneer jy 'n amp of 'n posisie wil hê, as jy nie die koste bereken het nie. Die nagte wat hulle deurgebid het, kerkraadsvergaderings wat nie uitgewerk het soos hulle dit gehoop het nie, planne wat hulle gehad het wat nie na vore gekom het nie. Count the costs before you desire what you want. Jy wil graag dit en dat doen in die kerke. Maak die berekening wat dit jou sal kos. Before God raises up, He often brings us down to a place of surrender. Hierdie illustrasie en hierdie gebeur in Saulus se lewe was om te bewys dat God kan beskerm
op onverwagte maniere. Saulus se redding was nie deur engele nie. Daar was nie 'n engelekoor wat ek my amper ingesien het. Ek wens so ek kan nie wees daardie 6de Desember, Pastor Lionel, want hierdie laaste 2 aande, Vrydag en Saterdag en nou vanoggend was ek geseën deur die koor wat gesing het. Ek vanmôre vir u sê, daar's 'n verskil vir enige musikant, of jy speel en of jy sing. Wanneer iemand met 'n rou talent sing en speel, as iemand wat die salwing van God op daardie bediening het. Dit vat jou net in 'n ander dimensie wat God net alleen verstaan en weet. Dit herinner ons aan God se beskerming. Psalm 121 verse 7 and 8 says, "The Lord will protect you from all evil. He will keep your life. The Lord will guard your going out and your coming in. Everything that you do from this time and forever." Dis 'n belofte aan u uit God se woord vanmôre. Never despise small means. God can use simple things to accomplish great deliverance. Wil dit sommer vir die vertaal vanmôre, moet nooit klein middele verag nie. God kan eenvoudige dinge gebruik om groot verlossing te bewerkstellig. Then we have the power of partnership, die krag van vennootskap. Daar die naamlose gelowiges het hulle lewens gewaag om hom in veiligheid te bring. Geliefdes, hulle verteenwoordig die ondersteunende heiliges, diegene wat agter die skerms arbei sodat God se werk kan vorentoe gaan. Hierdie disippels wat daar die toue vashou het, was onbekend. Die Bybel het nie hulle name genoem nie. So belangrik soos wat Saulus was en nog steeds is in die geskiedenis van die kerk van God, het hierdie manne naamloos verskyn en naamloos verdwyn. Maar God sê, jy het nie altyd nodig dat iemand jou naam noem nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy voel, die pastoor het jou nie vriendelik genoeg gegroet nie, die ouderling het dalk nie na jou gekyk toe jy iets gedoen het nie, dit maak nie saak wat die mens sê, doen of nie doen nie, God sien alles wat ek en jy doen. Maar voordat dit wat ek doen gesien moet word, is dit 'n saak van die hart. Ek kan vanmôre hier staan, ek vriendelik groete en vir u sê ek is bly om hier te wees, maar as my hart nie dit oortuig nie, beteken dit niks. En kort voor lank gaan die vrug na vore kom en ek gaan uitgevang word. Ondersoek jou hart eerste. Voordat ek iets doen wat uiterlik sigbaar is, moet ek sê, Here, bewaak my hart, hoe alles wat bewaar moet word, want daaruit, sê die woord, is die oorsprong van die lewe. Hulle was onbekend. Maar daardie manne was dit nie vir hulle nie, wat sou van Saulus geword het. Hulle was, tweedens, was hulle verenig. Luister na hierdie stelling, gedeeltelike deelname beteken totale ramp. Vra maar vir pastoor na die diens, moenie hom nou pla nie, maar vra vir hom, hoe effektief gaan hierdie koor wees, as die lede so af en toe betrokke is? Dan en wan kom oefen, wanneer dit gerieflik is, wanneer dit my pas, wanneer ek niks anders het om te doen nie, wanneer my program nie so vol is nie, dan sal ek maar inwals en vinnig maar my stem laat hoor en dan weer hier uitflarts. Dan as die aand van die 6de Desember aankom en dan stap die mense na die eerste sang uit, want dit klink soos 'n kattekoor. Hulle was verenig. As net een van hulle. Die Bybel sê nie hoeveel toue daar was nie, maar ek dink dit sou moeilik wees vir een man om een man in 'n mandjie by 'n muur te laat afsak. Probeer dit.
nee, moet eerder nie. Dink net by 'n begrafnis, as een man 'n tou moet vat en daai kus in die gat moet laat sak. Ek sou sê, daar was miskien so 4 van hulle. Maar dink net as een van hulle gesê het, wag 'n bietjie. Dis mos Saulus. Hy het van my vriende vervolg. Daar's van die ander volle kerke wat se lidmate doodgemaak is, nou nog in die tronk is. Hy's die oorsaak en ons moet hom siekies en versigtig by die muur laat afsak. Kom ons los dit sommer. Wie gee tog om? Maar dis algehele en toegewyde deelname wat die deurbraak was. Daar's 'n ooreenkoms daarmee vanoggend met elke lid van Macedonian Full Gospel Church. We need you to hold the ropes. Ons het jou nodig om die toue te behou. Die duiwel sê vir jou, laat iemand anders die kinderkerk bedien. Laat iemand anders die deure oopmaak en die vensters. Laat iemand anders die matte was. Laat iemand anders die nagmaalkelkies uitwas. Laat iemand anders iets doen. Jy het mos 'n vol lewe. Die werklikheid is, jy weet nie altyd wie in die mandjie is wat jy oor die muur laat sak nie. Dis die volgende evangelis, dis die volgende prediker, dis die volgende man of vrou wat die Here gebruik om 'n bende in die dorp tot bekering te bring. Ek wil 'n bietjie daardie illustrasie tuis bring vanoggend. Klink vir ons 'n bietjie ver en 'n bietjie vaag. Dit vanmôre toe ons hier uitstap, toe sê ek Pastor Lionel en ek wou nie die vraag vra nie. Want ek het so gehoop, ek gaan nie die antwoord kry wat ek gekry het nie. Die Pastor Lionel sê net vir my, is daar baie bende aktiwiteite hier in Galvindale. Hy sê, pastoor, daar is. So kom ons bring hierdie bietjie tuis. Ek weet nie of jy weet of nie, maar sou jy weet, wie ook al die grootste bendeleier is in hierdie omgewing, dink net. As jy hom moet sien in die nood, en die Here druk op jou hart om hom te help, en jy dink, dit is eintlik my kans om hom die gemeenskap 'n guns te doen. Laat ek maar maak asof ek nie sien nie, en sien wat word van hom. Maar jy weet nie, hy was dalk die vorige aand in 'n bidhuur. Dalk het die Here een van julle gestuur na sy huis om vir hom te bid. Hy het tot inkeer gekom. Hy is op pad om die Here se woord te verkondig. En jy sê, wie gee om? You don't know who's in the basket and you in whose hands the future you are holding. Ministry has never been convenient, it's always a sacrifice. Hoor dit vanmôre, bediening was nog nooit gerieflik nie, dis altyd 'n aangename offering. Ek sê dit doelbewus, want gewoonlik is 'n opoffering met negativiteit aanvaar. Maar bediening moenie vir jou gerieflik wees nie. Dit gaan jou opoffering kos, maar ek wil vanoggend vir jou sê in Jesus naam, dis 'n aangename opoffering. Want dit is nie te vergeefs nie. Hierdie manne was ook onverskrokke. Revelations 12:11 says they loved not their lives unto death. Acts 15:26 says men who have hazarded their lives for the sake of our Lord. Dis hartseer dat in die wêreld, ek praat nie nou van hier in Suid-Afrika, ek praat van die wêreld wat ons land insluit, die gemiddelde lidmaat, die gemiddelde kerklidmaat, kan nie 'n bietjie swaar kry en opoffering verdra nie, wat van verdrukking.
Ek weet u die koerante gelees, ek weet u is bewus van die CLI of CRI, daai ouens wat nou in die regering wil begin voorskryf hoe pastore moet maak en allerlei tipe dinge. Ek is hier om vanmôre vir jou te sê, dit het tyd geword dat die kerk opstaan. Dit het tyd geword dat ons die verkondiging van die woorde ernstig sal begin neem en dankbaar wees vir 'n huis soos hierdie, waar 'n herder die woord van die Here reguit sny, waar sy leierskap sy hande omhoog hou en u wat die toue vashou, want die man van God is in die amandjie en jy moet sy lewe bewaar. Jy beter besluit of jy aan jou tou gaan vashou, anders sal jou verhouding met Jesus net 'n sosiale avontuur wees. We're not here for a social adventure. We are here to preach the gospel of Jesus Christ. There are people that are dying and going to hell, and we have the saving grace. En ons moet vanmôre kom en sê, pastoor, ons gaan die toue vashou. Pastoor, waar's die mandjie van evangelisasie? Waar's die evangeliste? Sit hulle in die mandjie. Ek sal die tou vashou. Pastoor, al skeur die blaas op my hande en na rukkie is dit my bebloede hande en daardie tou deurdring is met my bloed, my rug is af. Maar ek sal vashou aan die tou, dat daar siel nog tot inkeer kan kom, dat die evangeliste by die mense kan uitkom. Geloof vereis vertroue en oorgawe. Saulus het geleer om in geloof in God te vertrou en die mense wat God hom gegee het. Vrydag aand toe bedien ons moderator Dr. Stafford Peterson, toe praat hy oor wat Dawid op die gevegsveld moes gewees het as koning, maar hy het by die huis gebly, hy het Joab gestuur. En ons moet versigtig wees. Ek praat net vanmôre met my vrou. Ek sê ek verstaan en dit wat die moderator gesê het is 100% korrek. Daar kom tye waar pastoor ek en jy nie iemand anders kan stuur nie. Ons moet dit doen, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om ander op te lei. Ons is ook verantwoordelik om 'n Joab op te lei, want daar is tye waar Joab moet gaan waar hy moet gaan. En geliefdes, wees dankbaar as u herder 'n visie het om mense op te lei en te stuur. Moenie kwaad raak, moenie 'n brief vir die kerkraad en die ouderlinge skryf en sê, maar ek was in die hospitaal en Pastor Lionel het nie by my uitgekom nie, maar die ouderling het my kom sien. As 'n sondagskoolkind gestuur is deur Pastor Lionel, sê, ek onderwerp my, ek weet God het 'n doel hiermee. Ek weet. En Pastor Lionel het vanmôre net in die kar gepraat oor seker begrafnisse. Mense wil hê ons moet hulle begrawe. Dis 'n eer, dis 'n voorreg, maar daar is sekere dinge maar mens moet weet. Dis nie altyd deur die pastoor wat dinge gebeur nie. God kan 'n kind gebruik. As hy deur 'n donkie kan praat om met 'n profeet. Nou Pastor Lionel, ek het nie gesê die Macedonian lidmaat is donkies, asseblief. Iemand kan sê, daai pastoor het gesê, ons is donkies. Ek het dit nie gesê nie. Julle is te mooi vir donkies. Wees dankbaar dat die kerk waarin jy 'n lidmaat is, iemand gestuur het, wat bereid is om die tou vas te hou. Al kon die pastoor dit nie doen nie, want dit beteken hy moet iewers anders 'n tou los, wat jy nie kan vashou nie, om by jou uit te kom. Sê net, Here, dankie. Dankie vir hierdie persoon wat gekom het. Ek haas my na die einde vanmôre. Voorbereiding vir bediening. Baie mense wil nie bediening wees. Baie mense wil hier op die verhoog wees. Dit kos jou voorbereiding.
is die saksofoonspeler Brendan. Daar sit hy. Ek's jammer my vriend, my vrou het gisteraand vir my vinnig vertel van hoe jy gekom het om die saksofoon te speel. Maar ek wil vir jou sê, so wonderlik soos wat dit klink, dan vra vir hom hoeveel ure, hoeveel skewe note het hy geblaas, hoeveel kere sy lippe seer was, verkeerde noot gedruk het met 'n vinger, dis nie maklik. Die drummer, ek het hom dopgehou vanmôre, hy moet versigtig wees, nou begin ek mense uitwys, dan iemand gaan nie uitstap en sê, maar hy het nie na my verwys nie. So kom ons stel dit reg, ek verwys na almal vanmôre. Die jong seun wat nou daar sit met daardie babietjie op sy skoot, hy hou daardie tou vas sodat ander kan aandag gee hierson. Hou haar besig dat sy dalk nie iemand anders steur nie. He's holding the rope so that this ministry can succeed. Vroeë beproewinge berei ons voor vir groter opdragte. Elke mandjie oomblik bou geestelike veerkragtigheid. Ek wil vanmôre net sê, die verhaal van Saulus, wat in 'n mandjie neergelaat word, herinner ons daaraan, dat God se roeping begin, dikwels in nederigheid. Sy beskerming kom dikwels deur mense, en sy kerk is die sterkste, wanneer iemand bedien, en ander getrou, die toue vashou. Ek wil vanmôre, ek het begin om te sê, ek wil u bemoedig. Jy is dalk 'n lidmaat wat net kerk toe kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie kom nie, kom iemand anders dalk nie. En iemand anders dalk nie. U herder, die musiekspan, die leierskap, het voorberei vir daardie diens. As jy nie kom nie, doen hulle dit vir 'n leë kerk. Moenie jouself minag en gering skat nie. Jy is kosbaar. En al hou jy die tou vas, al noem hulle nooit jou naam nie, die man en die vrou in die mandjie, se siele en sukses van hulle bediening, sal jy altyd in die ewigheid 'n aandeel aan hê. As ek die pastoor kan wees, wat hande kan oplê, en mense word genees, die dooie staan op. As daar die man voor God staan, eendag gaan hy ontvang die kroon. Gaan die van u wat kerk bygewoon het, die wat gebid het, die wat by die intercessors was, jy wat net die tou vasgehou het, gaan die Here van jou melding maak. Hy gaan sê, jy ontvang die kroon, jy's nou in die kalklig, maar jy's daar, as gevolg van die, wat die toue vasgehou het. En in afsluiting vanmôre, ek vra jou, wil jy vanoggend aanmeld? Wil jy nie vanmôre sê, pastoor, ouderlinge kerkraad, ek sal help. Ek sal 'n tou vashou. Ek sal 'n tou vashou deur my gebede, deur my teenwoordigheid, deur my arbei, deur my teenwoordigheid, deur my diens, deur my toewyding, deur my finansies en deur my getrouheid. Is daar iemand vanmôre? Gaan nie vra om vorentoe te kom nie. Ek wil net vra, is daar iemand wat op hulle voete wil staan en sê, Here, ek sal 'n tou vashou. Dalk hou jy op die oomblik 'n tou vas, maar jy het moeg geraak. Jy het gewonder of jy nie dalk tou moet opgooi nie. Dalk het mense jou beïnvloed en saam met jou gepraat en gesê, dalk moet ons maar die bediening los. Maar as jy vanmôre wil ek met jou insluit in my gebed, staan net vinnig op jou voete. Staan vanmôre en sê, Here,
ek wil die tou behou. Here, ek wil vanmôre daardie tou vashou. Here, ek wil nie vanmôre daardie tou los. My hande brand, my hande bloei. My rug is stikkend. Maar Here, ek kan nie die tou los nie, want ek weet nie wie is in die mandjie wat vir U belangrik is nie. Elke oog gesluit op hierdie oomblik is daar dalk nog iemand wat wil staan, en gaan ek bid. Die ware Hemelse Vader, U sien vanmôre mense reg oor hierdie godsgebou wat staan. Mense wat vanmôre sê, Here, ek gaan opstaan en ek sal 'n tou vat. Ek weet nie hoe dik die tou is, ek weet nie hoe lank die tou is nie, ek weet nie waaraan die tou vasgemaak is nie, maar ek weet, ek wou daar die tou los. Ek wou nie meer die tou vashou nie, of ek wou nie eers 'n tou vat nie. Maar Here, ek kom vanmôre en deur hierdie woord sê ek, Here, ek stel my beskikbaar. Vader, ek wil vanmôre bid vir die leierskap van hierdie gemeente en van hierdie bediening. En ek wil bid, Here, dat hulle tou vashouers sal wees. Ek bid, Here, dat ons pastoor van hierdie gemeente en sy vrou sal weet, ons sê tou vashouers, staatmakers, man en vroue wat die tou behou. Onder geen omstandighede sal dit gaan nie. En Here, U drome, U visie vir hierdie gemeente spreek ek uit vanmôre. Here, ek bid vir guns, vir bouplanne. Here, ek bid vir guns, vir finansies. Ek bid, Here, dat hierdie mure uitgedruk sal word. Ek bid, Here, hierdie dak verhoog sal word. En Here, dat mense sal inkom. Dat hierdie bediening van Macedonië, God, as that Macedonian call went out in the Bible, may the Macedonian call resound through Galvandale, and the light of Christ's glory be seen in this place. En mense tot inkeer sal kom, en daar gesê sal word, dis as gevolg van die wat die toue vasgehou het. Vader, ons bid dit en ons sê dankie in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, kan jy sit lekker en baie dankie Pastor Lionel. Here seën u.